Hoe om spesifiek te bid? Moet ons spesifiek bid? Moet ons vir God 'n shoppinglysie bring? Moet ons vir God spesifiek voorskryf, alhoewel hy alreeds weet wat ons nodig het? Die antwoord is ja. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Jesus leer vir ons hoe om te bid in Johannes. In hierdie toespraak met Jesus en sy disippels is dit sy laaste opdragte net voordat hy gekruisig word. Nou verbeel jouself, jy is op pad na die middel van die Amazone toe, waar daar geen selfoonopvangs is nie, waar daar geen manier is hoe jy jou geliefdes gaan kan kontak nie. En jy gaan ook sommer vir 'n jaar weg. Wat sal die laaste instruksies wees wat jy vir jou geliefdes gee? Nou dit is die konteks hier in Johannes, die laaste speeches van Jesus. En daar is baie duidelike instruksies van vra alles in Jesus se naam. Vra. Vra alles in Jesus se naam. En ek het al geleer, hoe meer spesifiek ons is, hoe meer getrou is God om ons gebede te beantwoord. Ek het so 3 jaar terug weer eens 'n begeerte gehad om terug te trek bos toe. Ek het vir ongeveer 6 maande konstant en gereeld gebid. Abba, gee my weer 'n huis in die bos. En tot op 'n laat aand het ek iewers 'n teaching gehoor van ons moet spesifiek bid. Ek het vir God 'n outline gegee van die huis wat ek benodig hier in die bos. En ek was erg spesifiek. Ek het gespesifiseer, ek wil graag weer 'n spens hê. Ek wil 'n groot ronde bad hê. Dit moet in die bos wees, maar nie weer in dieselfde landgoed as waar ek van tevore gebly het nie. Dit moet 'n grastakhuis wees, 'n instapkas vir klere, en ek was cheeky genoeg om 'n prentjie van Pinterest te download van die skoenekas wat ek wil hê in die aantrekkas. Boonop is ek 'n enkel lopende, so my begroting vir die huis was minimaal. 2 dae later is ek by 'n sosiale geleentheid en ek vertel weer eens vir iemand, ek wil terugtrek bos toe. En die persoon vertel dat sy 'n advertensie gesien van iemand se tuinwoonstel. Toe ek gaan kyk het na die plek, was dit presies met prentjie van Pinterest en al wat ek wou gehad het. Selfs die plek se prysklas was ook waarvoor ek gebid het. Hoe wonderlik is dit? In hierdie week het ek hierdie selfde insident herhaal. Gelukkig bly ek nog steeds in die bos, so ek hoef nie meer hemelse huise af te bid van die hemel af nie. Ek was besig met die beplanning vir Betseber en die ander bedienings. En ek het die volgende maand se doelwitte gestel. En ek het baie spesifiek gemaak. En op dieselfde dag het 2 van die doelwitte al gerealiseer. Ek glo dis net omdat ek 'n bloudruk gemaak het en dit vir God gegee het. God is ook 'n beplanner. In Jeremia 29 vers 11. Meeste gelowige mense se golden oldie, bekende versie. Praat God van wonderlike planne wat hy vir ons het. En ons is in sy beeld geskape. So dis glo ek, ook ons mag vir hom die planne gee. En hy sal dan die Efesiërs 3 vers 20 oomblik daarmee laat gebeur. Om vir ons meer te doen, of as waarin ons kan voorbid of voor kan dink. So ek geniet praktiese tools. Skryf neer. Daar is soveel krag daarin om iets neer te skryf. God het gereeld vir die profete gesê om dinge neer te skryf. So ek glo daarin om dinge neer te skryf. Skryf neer die bloudruk, die doelwitte wat jy het vir jouself en bid daaroor. Dalk wil jy bid vir jou huwelik of vir jou verhouding. Dan raak jy spesifiek. Deur om te bid vir 'n eensgesindheid. Wat is jy en jou partner altyd op dieselfde bladsy, in dieselfde hoofstuk, in dieselfde paragraaf is oor alles in julle lewe? Soos byvoorbeeld oor aandete, of hoeveel sosiale funksies om by te woon oor 'n naweek, of die volgende vakansie wat julle saam beplan. Dalk het jy 'n behoefte vir meer intieme hartsgesprekke. Dalk is daar 'n quote wat jy meer gereeld wil sien in jou verhouding. Soos een van my gunstelinge is, read to me a page from your soul, one night at a time. Ek wil jou aanmoedig om werklik meer spesifieke gebede vir God te offer.